Ons vanmôre na twee kontrasterende verhale gaan kyk en by die vraag uitkom, wat is die Here Jesus Christus vir u werd? Maar voordat ons die woord van die Here lees, kom ons bid. Ons vra sy seën op sy woord vanmôre. Here, hier waar ons nou as gemeente saam met u woord besig is, vra ons dat u ons uit genade lig sal skenk waar ons net donker sien. Moed sal skenk waar ons vrees, hoop sal skep waar ons wanhoop. Vrede waar ons gemoedere storm en vreugde waar ons hartseer is. Here, gee ons krag waar ons swak is. Gee ons wysheid waar ons verward is. En gee ons liefde waar ons haat. Ja, Here, uit genade vra ons vergifnis vir ons sonde. Ons vra u self in die plek van ons self. Dat eers dan kan elkeen van ons lewe. En daarom vra ons dat u dit vir ons deur die woord vanmôre ook sal doen. Spreek, o Heilige Gees, want ons u diensknegte is hier om te luister. Amen. Markus 14 gaan ons eers lees en daarna sal ons oorgaan na Matteus 26 toe. Maar ek wil hê jy moet asseblief oplet na die twee kosbare verhale wat ons vandag na gaan kyk. Twee kontrasterende verhale. Die eerste een sien ons word Jesus in Betanië gesalf. Vers 3 lees, Jesus was in Betanië in die huis van Simon, die melaatse. Terwyl hy aan tafel was, het daar 'n vrou gekom met 'n albaste fles, egte, baie duur nardesolie. Sy het die fles oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. Party van die mense het onder mekaar hulle verontwaardiging uitgespreek. Waarvoor is hierdie vermorsing van die reukolie? Hierdie reukolie kon vir meer as 300 silwermuntstukke verkoop en die geld vir armes gegee gewees het. En hulle het teenoor haar uitgevaar. Laat staan haar, het Jesus gesê, waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Julle het tog altyd armes by julle. En wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen, maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam gesalf as voorbereiding vir my begrafnis. Dit verseker ek julle. Oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot herinnering aan haar. Kom ons blaai na Matteus 26 toe, vers 14 tot 16. Judas wat onderneem om vir Jesus te verraai. Vers 14 sê, toe het een van die 12 disippels, die een wat Judas Iskariot genoem is, na die priesterhoofde toe gegaan en gesê, wat sal julle my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande kom? Hulle het hom toe 30 silwer muntstukke betaal. Van toe af was hy op die uitkyk na 'n geskikte geleentheid om vir Jesus te verraai. Amen, amen, amen. Broer, suster, vandag wil ek jou 'n verskriklike belangrike vraag vra en ek wil hê elkeen van u moet regtig tyd neem om diep intensief daaroor na te dink. Dink in jou eie lewe, dink aan dit wat in jou lewe aan die gang is, dink waardeur jy tans gaan en vra jouself die vraag af, wat is die Here Jesus Christus vir u werd? Wat is Jesus vir u werd? Want ek dink dit sal baie sigbaar wees in ons lewens, hoe ons onsself uitleef, hoe ons met mense omgaan, wat mense van ons sê. Dink byvoorbeeld aan die eie begrafnis. Wat is die erfenis wat u agterlaat? En wat Jesus vir u werd is, sal baie sigbaar wees, selfs in die erfenis wat u agterlaat. So ek wil hê u moet regtig waar u self daardie vraag afvra. Want jy sien in ons geleesde gedeelte, het ons vanmôre gekyk van 'n vrou wat die Here Jesus gesalf het vir sy begrafnis. En aan die ander kant het ons gekyk na Judas Iskariot, wat die Here Jesus Christus verraai het. En ons sien twee getalle in hierdie twee verhale, wat iets van waarde meet, as ons dit in ons moderne verstaan kan meet. Iets van waarde meet
wat was Jesus vir hierdie afsonderlike persone tog werd gewees? Nou om mee te begin wil ek so bietjie eers kyk na die verhaal van die vrou wat die Here Jesus gesalf het, want ek dink daarin sien ons 'n reeks uiterstes. En hierdie uiterstes verduidelik net vir ons wat 'n enorme waarde het Jesus vir hierdie vrou gehad. En my gebed en my hoop is dat die Heilige Gees u hart vandag so sal aanraak dat u regtig tot 'n diepe besef sal kom, maar wat is Jesus vir u en vir my ook werd? Nou dit wat ons hier sien in Markus 14, sien ons 'n klomp ongewone dinge gebeur. Ons het gelees in die begin van Markus 14 dat van 'n ete, van 'n maaltyd waar Jesus en sy disippels bymekaar kom in die huis van Simon 'n melaatse. So dis reeds ongewoon, want u weet dit goed. U weet dat om in die teenwoordigheid van 'n melaatse te wees was verskriklik geweest. Daar is van die Hebreëse tradisies of Joodse tradisies wat beklemtoon dat 'n mens moes 6 meter van 'n melaatse af gewees het, want hulle het geglo melaatse het 'n sulke erge siekte dat dit sommer sal spring as jy te naby aan daardie persoon is. Dit is belaglik as jy daaraan dink, maar dis wat hulle geglo het. So vir die Here om aan huis van 'n melaatse te wees is reeds 'n ongewone ding. Maar nog meer ongewoon is die feit dat Jesus saam aan tafel sit met hierdie melaatse. So deur om dit te doen was Jesus sowel as sy disippels wat saam met hom was, almal eintlik in die Joodse tradisie as onrein beskou. As mense wat geen skaamte gehad het nie, maar ons sien deur die verhaal van die Here se lewe deur die evangelies dat dit was eintlik maar doodgewoon vir Jesus gewees. Want by Jesus was almal welkom gewees. Jesus het nie weggeskroom van om juist die onreines aan te raak en hulle lewe te verander nie. So veral in die wat in die oë van ander sogenaamde onreines was, sien ons was hierdie eintlik doodgewoon as gevolg van dit wat Jesus gedoen het. Maar dan sien ons verder by hierdie ete gebeur daar nog iets meer ongewoon as net om in die teenwoordigheid van 'n melaatse te sit en saam aan tafel van 'n melaatse te sit. Ons sien dat daar was 'n vrou teenwoordig gewees en ons sien dat hierdie vrou salf Jesus se kop met 'n albaste fles nardesolie. En hoor mooi, dit was nie maar net die olie wat duur was nie, die fles self was ook geweldig duur. Kom ek verduidelik vir u, sien dit saam op hierdie bord. Nou 'n albaste fles in daardie tyd was so ongeveer 5 tot 9 duim lank gewees. En dit was spesifiek gemaak uit 'n kalsietsteen uit wat net in Indië en in die Verre Ooste gevind was. So 'n baie skaars grondstof. En omdat dit net in Indië en in die Verre Ooste te vind was, moes dit dus ingevoer geword het en was dit baie swaar belas. Dit was vir daardie rede baie skaars en gewoonlik gebruik om net baie kosbare en baie waardevolle stowwe soos nardesolie te berg. 'n Mens kan eintlik sê 'n albaste fles was eintlik maar soos 'n moderne duur parfuum, maar net die houertjie. Jy sal nie die albaste fles gebruik het as dit nie iets baie waardevol gehuisves het nie. Maar nie net was hierdie albaste fles 'n geweldige duur ding gewees om te hê nie. Die nardesolie wat binne hierdie albaste fles was net so geweldig duur gewees. Jy sien, nardesolie was gemaak van die nardesplant, wat ook net in Indië afkomstig was. Dit was 'n tipe van 'n reukolie wat gemaak is vanuit die wortels van die plant. En dit was 'n baie onverdunde of baie suiwer olie gewees. 'n Interessante ding is, 'n mens moes verskeie bome, verskeie nardesplante gebruik het om net een albaste fles vol nardesolie te gemaak het. So dit was baie skaars gewees. En omdat dit so baie skaars was hierdie spesifieke nardesolie ook net drupsgewys aangewend. So u hoor mooi, verskriklike duur albaste fles waarin hierdie olie geberg is, maar hierdie olie is net so geweldig skaars, net so geweldig duur soos die houer waarin dit was. Maar verder ook interessant, hierdie albaste fles het 'n proppie gehad, of 'n nek gehad met 'n proppie eintlik maar bo-op. Omdat die olie so duur was, soos ek reeds gesê het,
was hierdie olie net drupsgewys aangewend. Soos wat ons ook maar net so 2 spuite gee van 'n baie, baie duur parfuum. Nou die vraag is, as mens daarna kyk, is ons hoor dis baie duur, maar wat was die waarde van hierdie spesifieke albaste fles nardesolie? En die teks het vir ons die antwoord gegee. Dit sê vir ons, hierdie albaste fles nardesolie was 300 silwer muntstukke werd. Nou ek sê al hierdie goed om vir u regtig konteks te skep dat u verstaan wat is besig om in hierdie ongewone gebeurtenis plaas te vind. Interessant, 'n dagloner in daardie tyd het gewoonlik 1 silwer muntstuk gekry vir 'n dag se werk. So as 'n dagloner elke dag van die jaar gewerk het, sou hy waarskynlik eers die som totaal gekry het van dit wat daai albaste fles nardesolie werd is. Maar hulle het nooit elke liewe dag van die jaar gewerk. So hierdie olie was eintlik so 'n bietjie meer werd as 'n volle jaar se verdienste vir 'n dagloner gewees. En interessant genoeg, as 'n mens gaan terugkyk in tyd, dan sal jy ook sien 200 silwer muntstukke sal vir 1000 mense kan kos gee. So ek skep vir u konteks. U saam met my op die oomblik hoe duur hierdie nardesolie met hierdie albaste fles is wat gebruik word om die Here Jesus te salf. Maar dan wil ek dit verder maak. Wat nog meer ongewoon is die feit dat dit in die besit van 'n vrou was. Want onthou net, in die Here Jesus se dag en tyd het vrouens nie gewerk nie. So 'n vrou het eintlik geen inkomste gehad nie. So hierdie vrou wat hierdie nardesolie op die Here Jesus uitgiet, moes dis haar hele lewe lank waarskynlik geraap en geskraap het, net om hierdie albaste fles nardesolie te kan bekom. Sy het seker haar hele lewe lank gespaar, net om hierdie klein geskenkie te kan koop. En wat doen sy dan daarmee? Sy salf die Here Jesus Christus met dit. Maar hoe sy hom salf, is ook op 'n wyse wat in baie opsigte as ongewoon beskou moet word. En sy haal net die proppie af van die albaste fles en salf hom drupsgewys aan nie. Sy breek die proppie en sy nek af en sy giet die hele fles nardesolie op Jesus uit. Met ander woorde, na hierdie handeling was daar nie meer 'n fles oor nie. Na hierdie handeling was daar nie meer olie oor nie. Na hierdie handeling wat sy nou net gedoen het, het sy niks meer oorgehad om te wys van alles wat sy haar lewe lank voorgeraap en geskraap het. En wat nog meer fascinerend is dat sy salf vir Jesus vir sy begrafnis, maar ook nie in 'n manier wat as normaal beskou moes word nie. Want normaalweg was iemand wat gesalf was, op hulle voete gesalf voor hulle begrawe is. Maar Jesus sien ons word gesalf deur haar op sy kop. En wie was op hulle koppe gesalf? Net konings en hoofpriesters. So Jesus word dus gesalf deur hierdie verskriklike geweldige duur albaste fles nardesolie op 'n ongewone wyse as 'n koning, as 'n hoofpriester. So wat het haar handeling dus beteken? Jesus word gesalf vir sy begrafnis, maar nie as een wat gaan sterf nie, maar as een wat gaan heers. As een wat gaan heers oor die graf. Hy is koning en sal aan die regterhand van die Vader regeer ook na sy dood. Hy gaan deur sy dood die hoofpriester word, maar nie die hoofpriester wat vir die volk se sondes 'n offer bring nie. Nee, hy gaan hoofpriester word wat self die offer vir sy volk word. Hy gaan alles vir God se mense gee. Hy gaan sy lewe gee. Hy gaan alles wat hy het gee. En daarom vertel Markus vir ons hierdie geweldige, ongelooflike verhaal. Daarom gee hierdie vrou ook alles wat sy het. Jesus gee alles wat hy het. Daarom gee sy alles wat sy het. Daarom breek sy die nek van die fles af en gooi die volle inhoud van die fles oor Jesus uit, want sy weet niks minder sal genoeg wees nie. Want Jesus gaan vir haar, Jesus gaan vir die uitverkorenes alles gee wat hy het, en daarom gee sy vir hom alles wat sy het. So vir haar, vir hierdie vrou, is Jesus dis alles werd wat sy het. Maar dan sien ons die kontras. Ons sien dan,
Matteus 26, lees saam met my weer. Toe het een van die 12 disippels, die een wat Judas Iskariot genoem is, na die priesterhoofde toe gegaan en gesê, wat sal julle my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande kom? Hulle het hom toe 30 silwer muntstukke betaal. Want toe al was hy op die uitkyk na 'n geskikte geleentheid om Jesus te verraai. So die vrou, sien ons, gee alles wat sy het, 300 silwer muntstukke se waarde. En Judas aanvaar 'n skaamtelose 30. Dit, nadat ons in ons verhaal in Markus 14 gelees het, is hy saam met die ander disippels verontwaardig oor die feit dat hierdie fles en dit wat in sy inhoud is, nie verkoop is en aan die armes gegee is. En ek dink dis belangrik dat ons vanmôre dit vir mekaar moet sê. My broers en susters, in ons lewens gee God vir ons alles wat ons ooit sal nodig hê. God het vir ons sy seun gegee en daarom dis vir ons die ewige lewe gegee. 'n Gawe wat nie met al die geld in die wêreld gekoop kan word nie. En as jy gewonder het oor wat is die waarde van Jesus, wil ek vir jou vanmôre 'n kort verhaal vertel van Paul Washer, Amerikaanse teoloog. Hy vertel dat hy eendag die voorreg gehad het om by 'n sekulêre universiteit te preek. En terwyl hy preek oor die versoeningsoffer van Christus, staan daar 'n jong man op. En die jong man sê vir hom, Paul Washer, ek het vir jou 'n vraag. En Paul sê vir hom, is reg, wat is jou vraag? Hy sê vir hom, hoe kan een man wat vir 'n paar kort ure aan 'n kruis sterf, 'n ontelbare menigte mense van die ewige oordeel red? Paul Washer sê toe vir hom, jong man, jy het hierdie vraag vir kwaad bedoel, maar God gaan dit ten goeie gebruik. En hy sê vir hom, dankie vir die vraag. Paul Washer antwoord hom toe en sê, jy wil weet hoe daardie een man, wat vir 'n paar kort ure aan 'n kruis sterf, ontelbare menigte mense uit die dood en die ewige oordeel red. Hy sê ja. Hy sê, want daardie een man is meer werd as almal saam. Hy sê, jy vat berge en molshope. Jy vat alles, elke planeet, elke ster, elke vorm van lewe, en jy bring dit en jy sit dit op 'n skaal. Dan sit jy Christus aan die ander kant, en hy weeg swaarder as hulle almal. Dis die waarde van Christus. Hy is onmeetbaar, en dit wat die Here Jesus gedoen het, is net so onmeetbaar. En dit is wat ek wil hê u vanmôre regtig waar moet besef. My broers en susters, wat is Jesus vir u werd? Vir hierdie vrou was Jesus 300 silwer muntstukke werd. Dis alles wat sy het werd. Vir Judas Iskariot was Jesus 30 silwer muntstukke werd wat hy kon ontvang het. En my vraag is gaan ons wat hier sit vanmôre, wat na hierdie twee verhale kyk, gaan ons met ons lewens toon wat Jesus vir ons werd is? Of gaan ons dit goedkoop maak deur 'n lewe wat nie Jesus se liefde en genade waardig is? As ek dit anders kan vra, gaan ons die Here Jesus Christus vereer met ons lewens? Dis alles wat ons het vir hom gee, en ek praat nie net van jou geld nie. Ek praat van jou hele lewe. Gaan jou lewe 'n heilige en 'n aanneemlike offer voor God elke dag wees en geleef word? Of gaan jy maar net soos Judas deur jou lewe die Here Jesus Christus verraai? Kan ek vir u 'n storie vertel van die bekende gospel liedjie I have decided to follow Jesus? Weet u waarvandaan hierdie woorde kom? Ons sing hierdie liedjie, dis 'n lied wat in ons almal se huise gesing word, wat ons eintlik uit ons koppe uit kan sing, maar ken nie die verhaal agter hierdie woorde. Dit kom van 'n ware verhaal wat plaasgevind het in Indië. Na die Walliese herlewing in die vroeë 20ste eeu in die Verenigde Koninkryke, was daar 'n sendeling wat na die noordooste van Indië toe gereis het om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. En terwyl hy daar besig was om die evangelie van Jesus te verkondig, was hy in dorpies wat nog nooit van Jesus gehoor het nie, en was hy ook ontvang deur mense wat vreeslik gewelddadig was teenoor mense wat iets anders behalwe dit wat hulle geken het en aan gewoontes verkondig het. Maar in hierdie tyd waar daai sendeling daar was,
het daar 'n hele huisgesin, 'n pa, 'n ma en 2 seuns tot radikale bekering gekom onder die verkondiging van die evangelie en onder die leiding van die Heilige Gees. En in reaksie op God wat hulle geroep het hierdie familie hom aangeneem as verlosser en saligmaker en hulle het besluit om die Here Jesus Christus getrou te volg. Maar toe die kaptein van die dorpie daarvan gehoor het hierdie kaptein gereël dat hierdie hele huisgesin gevange geneem word en voor die hele dorpie gebring moet word. En toe sê die kaptein voor die hele dorpie vir hierdie familie, julle moet ontken dat julle volgelinge van Jesus is. En die pa staan toe op voor die hele dorp en hy sê, no, I have decided to follow Jesus, no turning back. En met eens gee die kaptein die opdrag dat die 2 seuns met pyl en boog doodgeskiet word. En terwyl die 2 seuns daar lê in die grond, sê die kaptein vir hierdie pa, nee, erken dat jy nie 'n volgeling van Jesus is nie, kyk wat gebeur. En hy staan toe weer op en hy sê toe, no, I have decided to follow Jesus, no turning back. En toe kom die opdrag, dat sy vrou doodgeskiet word. En terwyl sy vrou daar in die grond langs sy 2 seuns dood lê, vra die kaptein vir hom, hoe kan jy dit doen? Hoe kan jy jou vrou en jou kinders opgee, om hierdie naam wat ons nie eens van weet nie, hierdie naam wat ons nie eens van ken nie, te volg? Ontken net dat jy 'n volgeling van Jesus is. Toe antwoord hierdie man met die bekende woorde van daardie gospelliedjie, the cross before me, the world behind me, I have decided to follow Jesus, no turning back. En met opdrag word hierdie man toe ook doodgeskiet. Maar die gebeure wat plaasgevind het 'n ongelooflike impak gehad op daardie gebied. Terwyl hierdie man so getuienis gelewer het voor die hele dorp, voor die kaptein, voor die aangesig van kwaad, het na al die gebeure plaasgevind, het 'n geweldige klompie mense na hierdie sendeling toe gegaan en gevra, maar wie is hierdie Jesus? Hoekom is iemand bereid om hulle lewe op te gee, hulle familie se lewe op te gee? En die wonderlike van hierdie verhaal is, geliefdes, selfs die kaptein van daardie dorp het tot bekering in die Here Jesus Christus gekom. En ek vertel vir u die verhaal, want ons sien in die verhaal, wat is Jesus werd vir mense? Ek kan vir u nog hordes vervolgingsverhale vertel. Mense wat hulle lewe prysgegee het, net om die seël op hulle voorkoppe te kan dra, dat ek is 'n kind van Jesus Christus. Maar is mense wat hulle lewe opgeoffer het om te sê, ek is Jesus se kind. Ons het dit lekker, ons het dit maklik om 'n volgeling van Jesus te wees. En daarom is hierdie vraag van wat is Jesus vir u werd nog meer belangrik om vandag te moet vra. Vir ons wat nie in die gesig van vervolging staan nie, vir ons wat nie die nodige uitwerking van vervolging gaan deurgaan nie, vir ons wat dit eintlik maklik het om te sê ons behoort aan Jesus. My broer en suster, wat is Jesus vir u en vir my werd? En my gebed is vandag, as ons na hierdie 2 verhale uit Markus 14 uitkyk, as ons na die verhaal uit Matteus 26 kyk, as ons na die opmerking van Paul Washer kyk, en as ons na die verhaal van die bekende gospelliedjie kyk, sien ons dat mense reageer verskillend op Jesus se waarde. Maar ons weet, as ons na die woord kyk, sal hulle wat volhard tot op die einde toe, sal die oorwinnaarskroon by Christus ontvang. Dis hulle vir wie Jesus alles werd was. So wat is Jesus vir u en vir my werd? My gebed is, dat ek en jy vanmôre en elke liewe dag van ons lewens spreek woordelik 300 silwermuntstukke na ons Here en ons Verlosser toe bring. Dit beteken dat ons hele lewe vir Jesus sal gee, omdat Jesus ons hele lewe werd is. My gebed is dat ons elke liewe dag voortgaan
om ons hele lewe aan God te wy. Hoekom? Want dis wat Jesus immers werd is. En as jy gewonder het oor hoeveel werd is Jesus, gaan lees net Openbaring 5. Dan sien 'n mens, net Christus Jesus alleen is waardig om die boekrol van die lewe oop te maak. Wat die geskiedenis van die wêreld ontvou. Alles is in die hande van ons Here en ons Verlosser. So as jy getwyfel het wie Jesus is, wil ek vandag vir u sê, Jesus is alles en soveel meer. Jy kan hom vertrou. Jy kan jou hele lewe aan hom wy en jy moet jou hele lewe aan hom as offer ook gee. Want eers dan begin ons lewe, soos wat God van ons as sy diensknegte ook vra. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat ons vanmôre na 'n ongelooflike paar verhale kon kyk en na kon luister. Dankie dat ons die een konstante in dit alles kon vind. U. Nie net was u die een wat gesalf was vir u begrafnis en gaan heers as koning oor die graf nie, maar ook u is die een vir wie mense hulle lewens prysgee. Alles prysgee wat hulle het, omdat u Here Jesus alles werd is. En daar waar ons, Here, onsekerheid in ons hart het, daar waar ons, o Vader, nie ons hele lewe aan u toewy nie, wil ons vra dat u deur die Gees nou in ons harte sal klim, ons sal lei, ons sal kragtig aanhits, sodat ons nie anders kan as om elke oomblik van elke dag vir ons Here en ons koning en ons verlosser net te lewe nie. O Vader, ons kan nie hierdie op ons eie doen nie. Ons wil nie hierdie op ons eie doen nie. Want hierdie lewe is donker. Hierdie lewe is verganklik en hierdie lewe gaan verby. Maar u is alles en in almal. U is alles vir ons. U is alles vir ons werd. En daarom vra ons dat u ons nou sal lei, dat ons ons lewe ook sal leef, en om te wys dat u is vir ons alles werd. Ons vra dat u ons genadig sal wees, soos u elke dag is. Dat ons getrou en eerbaar ons hele lewe aan u sal wy. Amen.